Sluit die oë. Vader, my gebed vanoggend is dat U die grond sal voorberei. Vader, dat soos wat ons bedien, dat die saad van U woord sal val op vrugbare grond. U sê op 'n plek in Hosea 10, ploeg vir jou 'n nuwe land. Dis nou die tyd om die Here se aangesig te soek, totdat hy kom en vir jou 'n nuwe oes, vars reën op jou lande laat val, en die saad van sy woord ontkiem, opgroei, en 'n sterk boom van geregtigheid word. Here, dis my begeerte vanoggend, dat U woord op goeie, vrugbare, vars geploegde lande sal val. In Jesus naam. Amen. As jy jou Bybel het, blaai vanoggend saam met my na Galasiërs hoofstuk 6. Galasiërs hoofstuk 6, ek gaan vanaf vers 7 tot 10 lees, maar ek gaan eers net 'n beeld deel, wat die Here met ons gedeel het as gemeente. Ons is elke jaar besig om die Here se aangesig te soek, en hom te vertrou, dat hy met ons praat oor die jaar. En dan kom daar 'n klomp woord, wat ek nou van dit al reeds gedeel het, en vanuit daai woord het die Here met ons gepraat en gesê, hierdie is die jaar, wat ek julle in my teenwoordigheid wil intrek, in sy teenwoordigheid. En daarom sal jy agterkom, ons skep opsetlik geleentheid, ruimte, sodat die teenwoordigheid van die Heilige Gees tasbaar sal wees, mense se harte sal aanraak. So verwag dit, verwag dat ons daai ruimte gaan skep, en hê ook die verwagting dat die Here jou spesifiek sal aanraak deur sy Gees. Nou, een van daai profetiese woord wat uitgegaan het, is dat die Here besig is om saad te plant. Daar's geweldig saad besig om te val in ons gemeente, maar ek glo dit is nie net van toepassing op ons nie, dis wyeer, soos wat die kerk, die gelowiges saad saai. En soos wat ek nou net gebid het, is jou lewe is soos 'n land. En die Here wil hê dat daar vars geploegde land in jou hart bewerk sal word, sodat die saad, wanneer die saad van God se woord val, dat daai saad in daardie vars geploegde land, vrugbare grond sal val. En dan wanneer daai saad val, dit onmiddellik voeding sal kry, dat er onmiddellik reëns sal kom, wat nat maak, en dat hierdie saad sal opkom. En wat ons ervaar het, die Here sê dat in hierdie seisoen, dis nou hierdie jaar, moet die saad wat geval het in jou hart, moet nat gemaak word. Daai saad moet versorg word, daai land moet versorg word, en saam met dit moet die vuil goed uitgetrek word. So in 'n land, en selfs boere werk met dit, en dis hoekom boere soveel moeite en tyd moet insit. Ek is nie die kundige nie, oom Chris moet my reghelp. Maar om onkruiddoders in te bring, want wat gebeur is, jy die grond omgeploeg, en dit lyk pragtig, en nou saai jy die saad, maar daar's onkruid, wat wil opkom tussen die saad. So jy moet die illusies hê, dat wanneer jy die saad gaan saai, daar net 'n pragtige mielieplantjie of 'n pragtige macadamia boom gaan opkom. Nee, saam met daai boompie, gaan daar ook onkruid opkom. Want jy is besig om nat te maak. En nou kom die onkruid ook op. Nou moet jy met die onkruid deel. En jy moet die onkruid uittrek. Maar onkruid is al stadig, man. Kyk, jy trek hom hier uit, dan pop hy daar weer uit, en dan is jy weer met hom besig, en dan wil hy hierso vir jou 'n klomp saad gooi. En die arme ou plantjie wat jy wil laat groei, die sukkel, man. Jetetjie, al die elemente is teen hom, en nou is dit te veel reëns wat geval het die afgelope tyd. Nou verdrink hy arme plant in die water, maar die onkruid nie 'n probleem nie. Kyk, jy kan vir hulle reën gooi, son gooi, noem dit. Hulle gaan voort. En dis die ding baie keer geestelik in ons lewens ook.
Die saad van God se woord word val. En deel van die saai proses is dat ons is besig om saam met jou daai land voor te berei. Dat jou land reg sal wees om die saad te sien, dat die grond word omgedolwe. En kry sommer daai reuk van daai vars grond. En dan plant die Here die saad. En ons is besig om daai saad deur die woordbediening te saai. En daai saad val. En nou kom daai plantjie op, maar wat gebeur? Die onkruid wat nog daar is in jou lewe, kom ook op. Sjoe. Nou, terwyl jy besig is om geestelik te groei, jy's besig om op te staan, jy's die jong plantjie, jy's besig om waarhede te leer, maar jy's onkruid in jou lewe wat ook uitpop. Want terwyl jy besig is om vanoggend hier so die woord te vat en aan bid, en ons is in die teenwoordigheid van die Here, maar dan nes jy hier uitry, nes jy by die huis aankom, dan tref die realiteit van die lewe jou net daar weer, en ons 'n stuk ongeduld wat uitpop. Onkruid. En dan het jy nodig om die durf en die waagmoed en die dissipline te hê om te sê, hey, hier's onkruid. Ek moet die onkruid uittrek. Ek moet hierdie land versorg. Ek kan nie verwag dat ek geestelike pad gaan stap saam met die Here en hy maak my nat met sy woord en alles gebeur wonderlik, maar ek is nie besig om van my kant af onkruid uit te trek nie. Here, help my, kom met die spit in. Ons moet hierdie onkruid uitkry. Ons moet hierdie bedding versorg. Want as ons uiteindelik 'n oes, as ons wil sien dat daar 'n oes opkom uit die saad wat gesaai is, dan gaan ons met die onkruid moet deel. Want as jy nie met onkruid deel nie, en vanoggend toe lees ergens vir ons hy skrif, ergens lees ons sommer, daar waar jy is, staan sommer so 'n bietjie nader dat hierdie ouetjie jou kan opvang. Hy deel vir ons hy skrif uit die gelykenis van die saaier, waar Jesus die verduideliking gee van die saad wat geval het tussen die onkruid. En pragtig opgekom het, maar wat gebeur? En hy sê in Markus 4 vers 19, en die sorge van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom en die begeerlikhede in verband met die ander dinge kom in en verstik die woord en dit word onvrugbaar. So hierdie saad kom op saam met die onkruid. Die onkruid verteenwoordig die sorge van die lewe, die verleidelikheid van rykdom, die begeerlikheid na al die ander dinge in die wêreld. En die realiteit is, jy wil die Here dien, jy het vir die oomblik 'n geestelike oplewing in jou lewe, en ons sien dit gebeur. Mense het geestelike oplewing, en vir 'n tydperk, vir 'n maand of 3, is hulle warm vir die Here. Nee. En hoor my, jammer om dit vir julle te sê, gewoonlik aan die begin van die jaar. Ons nuwejaarsvoorneme nie. Maar soos die jaar aangaan, taan ons toewyding. En wat gebeur? Die sorge van die lewe. Die verleidelikheid van rykdom, julle. Want ons moet leef. Ons moet by mekaar maak. Ons is besig. Daar's deadlines. Daar moet nou op 'n Sondag ook gewerk word. Om op te vang vir dit wat ons in die week gedoen kry nie. En ons rus nie. Ons is nie besig om onsself aan die Here toe te wy nie. Ons is nie besig om die saad wat hy in ons lewens geplant het te nurture en seker te maak ons is besig om die onkruid uit te trek nie. Want daai onkruid is die sorge van die lewe, die verleidelikheid van rykdom, die begeerlikheid na ander goed. Die distractions. Anders het dit genoem die besig wees. Ons raak besig met dinge. En ons verloor fokus. Ons verloor 'n stuk toewyding. En die beeld wat die Here toewys is van 'n dam met verskillende kanale. 'n Stelsel, die beste wat ek ken, is die Groblersdal stelsel, wat af van die Loskopdam afbeweeg na Groblersdal, verby Groblersdal tot, ek dink, 80-90 km aan die kant uit dam, is dit kanale wat die water vat. En die beeld wat die Here wys is op die bestemde tyd kom die water uit waar hy moet.
maar die werk moet ingesit word om daai lande reg en voorbereid te dat wanneer die water kom, die water effektief doen en bereik dit waarvoor dit gestuur is. En hoor gou wat sê Galasiërs 6 vers 7 tot 10. Moenie julle self mislei nie. God laat nie met hom spot nie. Ek wil hier stil staan. Jy sal dink, hoekom so ernstig? Hoekom so ernstig praat God? Laat homself nie mislei nie. Hy laat nie met hom spot nie. Hierdie woord wat ek vanoggend vir jou wil bring, is 'n geweldige, ernstige woord. Dis vir God 'n ernstige woord. Die saad wat hy in jou lewe plant, die saad wat nat gemaak moet word, dit wat jy uiteindelik saai, is ernstig. God laat nie met homself spot nie. Wat 'n mens saai, dit sal hy ook oes. Hoor nou mooi, wie op die akker van die sondige natuur saai, sal van die sondige natuur dood en verderf oes. Ja, dis radikaal. Maar wie op die akker van die gees saai, sal van die gees ewige lewe oes. Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd, sê saam met my, bestemde tyd. Hierdie is vir my 'n sleutel van hierdie vers. Daar's 'n bestemde tyd, sal ons die oes insamel. Solank ons die geleentheid het, moet ons dus aan almal goed doen, veral aan ons medegelowiges. En ek wil gou hierdie skriffie bietjie oopbreek. Hy praat van saai en oes. Wat ook al jy saai, dit sal jy oes. Dit wat jy insit, is dit wat jy gaan uitkry. As jy op die akker van die sondige natuur gaan saai, gaan jy dood en verderf oes. As jy op die akker van die gees gaan saai, gaan jy die ewige lewe, 'n lewe in oorvloed oes. Dis wat gaan gebeur. En hoor gou, net om terug te kom by my beeld, my vergelyking wat ek getrek het. Wat gebeur? Ek en jy het in die wêreld geleef. Ons kom uit huisgesinne waar daar gebrokenheid is, waar daar pyn is, waar daar besluite geneem is as kind, wat jou beïnvloed het. Verstaan? Selfs jou familielyne is daar goed wat gebeur het. Jy het groot geword met sekere praktyke in jou huis. Jy self het as volwassene sekere goed gedoen. Jy het jouself dalk aan verslawing oorgegee en. Jy was ongeduldig en jy het jou nie meer bekeel nie. Jy kry hierdie uitbarstings. Nou neem jy Jesus Christus aan as jou verlosser en jou saligmaker. Wat gebeur? Ons is besig om hierdie land te ploeg. Nee. Ons ploeg hierdie land. En nou kom die saad van God se woord. Die saad kom val in hierdie land. En ons begeerte is dat dit nie saad sal wees wat op die wayside, op die pad val en die kraaie dit kom oppik nie. Want dan is dit saad wat glad nie ontkiem het nie. Glad nie ingegaan het, die woord is gesteel. Maar die feit dat jy hier sit, beteken die saad het al ingang gevind. So die kans is daar, dat die saad is in die klippe geval het, waar die grond vlak is, en hy saadjie onmiddellik opkom, maar wanneer die son kom, skroei hy daai plantjie, boep, dood is hy. Dis iemand wat die woord van God hoor, en die oomblik wanneer hy vir iemand anders moet vertel, ek ken nou die Here, die oomblik wanneer hy gekonfronteer word met, gloei nou in Jesus, Jesus nie, kan hy nie, boep, skroei hy saad. Ek het vinnig die Here aangeneem,
Maar so vinnig dat ek die Here aangeneem het, so vinnig is daai plantjie dood. Dit gebeur julle, dis 'n realiteit, dink 'n bietjie. Maar dan baie gelowiges, hoor my, wat in die kerk sit, van in die kategorie, waar die saad tussen die onkruid geval het. Want is wel ongedolwe, maar die onkruid is nog daar. Nou kom hierdie saadjie op. Maar ek het gesaai op die akker van my sondige natuur. Ek het goed gedoen. As jy 'n pa is en jy kom tot bekering, ek gebruik jou sommer as 'n voorbeeld. As jy as 'n pa is en jy kom tot bekering en jy het 'n groot deel van jou lewe nie die Here gedien nie. Nou kom jy tot bekering. Jy wil die Here dien, maar jou kinders. Dink nog aan pa, as daai pa wat besope gelê het langs die swembad op 'n Sondagoggend. Hoor my? Nou moet jy met die akker van die sondige natuur se oes, moet jy deel. En jy moet gaan en sê, Here, ek wil repent, ek wil skoonmaak, ek moet my kinders terugwen, ek moet met hierdie addiction in my lewe moet ek deel, en ek moet dit neerlê in die naam van Jesus. Moet regmaak. Dis 'n baie radikale beginsel. Daarom sê die Here in vers 7, hy laat nie met hom spot nie. Wat ook al jy gesaai het, dit gaan jy oes. Dis uitdagend. Uiteindelik in hierdie stuk praat dit van goeie saad versus slegte saad. En as jy nou in Galasiërs 6 is en jy gaan net na 5 toe, 'n paar verse vorentoe, dan kry jy die beskrywing van goeie saad en slegte saad. Dan praat hy van die vrugte van die vlees, ongeduld, hoerery, kwaadpratery, bitterheid, noem maar goed. Daai lys is daar. Die werke van die vlees, dis daai saad. En as dit nog in jou lewe is, dat daar goed uitpop, jy's 'n kind van die Here, maar weet jy wat, ons almal is daar, waar daar goed uitpop, uit my vleeslike natuur, dan moet ek onderwerp aan die Here in daai oomblik en sê, Here, hier's 'n ding, help my, ek gaan hierdie onkruid uithaal. Een vir een. Jesus, ek bly dink aan daai liedjie wat ons kinderkraans gesing het. Wat? Tel hulle op, gooi hulle uit, trek hulle uit, gooi hulle weg. Brandend, afguns, jaloesie, nait en haat. Lei in my hartjie as ek al. Daar het jy dit. Ons het dit gesing, julle, en dis waarheid. As ek hulle toelaat in my lewe, gaan daai goed daar bly. As ek afguns, jaloesie, nait en haat gaan toelaat as kind van die Here, ek stap in, probeer hierdie saad ontvang. Die saad kom, maar die saad val die hele tyd tussen onkruid. En as ek hulle toelaat, maar hoe draai die liedjie moet tog positief draai? Wat sê Res? Die koor moet dalk hier kom sit. Wat is die res van my liedjie? Is daar 'n positiewe deel? O, help. Ons het vasgehaak by die negatief. Ons moet dalk ook net lewe spreek. Dat daar lewe kom, daar goeie vrugte asseblief in hierdie akker beland ook, nê? Nee. Want as ek gaan bou aan die goeie vrug, as ek gaan begin dissipline aan die dag lê, en soos wat ek daai afguns, jaloesie, nait en haat uithaal uit my lewe uit, so kom ek op by 10. So kies ek om te sê, my vrou, kom ons maak die woord oop. Ek het so daarvan gehou om Toby challenge die manne laasweek Saterdag by die kommando. Met 'n baie praktiese challenge gegee. Een van die manne stap na my toe en sê, "Jesus, nee, okay. O nee, was dit nie jy Clint wat vir my gesê het na die tyd. Hierdie is nou 'n praktiese challenge." Om Toby sê, "Manne, kan ek jou uitdaag? Maak die woord oop. Sê vir jou vrou, kom ons lees in die woord. Kom ons lees in die woord. Kom ons begin in die woord in te delf en maak net 'n tydjie, lees saam met haar 'n stukkie en bid saam met haar. That's it.
En doen dit elke tweede aand, doen dit net gereeld. En as jy kan, kry jou kinders om die tafel, lees net 'n stukkie, eet klaar, en moenie nou agter die TV sit nie, moenie agter 'n volgende program sit nie, maak die Bybel oop. Lees 'n stuk, bid saam. Nou dink jy, Jacques, jy's nou uit die oude doos uit. Julle, dis wat ons ouers se ouers gedoen het. As jy in 'n godvreesende huis groot geword het, dan was dit 'n huis waar pa en ma die woord oopgemaak het en daar saam gelees is en daar gebid is. Lees jou Bybel, bid elke dag, bid elke dag, bid elke... Ons sing nou al hierdie liedjies. Janey is nou besig met ons, so. Lees jou Bybel, bid elke dag, want dit gee jou krag. Want dit gee jou krag. Want dit gee jou krag. Lees jou Bybel, bid elke dag, want dit gee jou krag. So eenvoudig, maar tog so profound. Want as jy jou woord oopmaak en elke dag uit die woord eet en bid, dan gaan dit die kleine jakkalsies in die koringland verjaag. Gaan dit die onkruid adresseer, but we're not reading our Bibles and we're not praying. Dis eenvoudig. Dis wat die Here van ons vra. Nou hoor gou, ek wil 'n paar beginsels uithaal en ek wil uiteindelik in 'n sin 'n groot deel van die woord klaar gedeel, maar hoor hierso, beginsels van saai en maai. As ons uit hierdie stuk uit net 'n paar beginsels uithaal, dan sê ons vir mekaar, God sal toesien dat ons saad 'n oes oplewer. Het sy dit saad wat in ongeregtigheid gesaai word, of saad wat in geregtigheid gesaai word? God is die een wat gaan toesien dat daai saad 'n oes oplewer. God is nooit vroeg of laat nie. Hy's altyd op tyd in ons beste belang. Want wat gebeur, en ek wil uitkom by die positiewe deel, wat gebeur? Iemand kom tot bekering, nou begin hy persoon 'n pad stap, begin geestelike dissipline aan die dag lê. Nou verloop tyd, en jy's nou al 'n jaar op die pad, jy's 2 jaar, jy's 5 jaar op die pad, maar na 5 jaar sê jy, "Jesus, Jacques, dit voel of dit net nog so moeilik gaan soos 5 jaar terug. Ek kry nie deurbraak nie. Ek sukkel om deurbraak te kry." Dan sê die Here, bly volhard in die saad wat jy saai. Bly die onkruid uittrek, soos wat die Here dit vir jou uitwys. En daar's oomblikke van frustrasie waar jy gaan, daar's oomblikke wat jy gaan voel, maar wanneer nog, Here, wanneer is die onkruid nou genoeg? Dan sê die Here, bly volhard. Die Here sê, my tyd is nie jou tyd nie. Kom ons kyk gou na die derde beginsel, die oes sal dieselfde natuur hê as die saad wat ons gesaai het. Goeie saad, goeie oes. Slegte saad is slegte oes. Maar nou vra mense dalk vir my en sê, maar Jacques, okay, wat doen ek terwyl my saad in hom moet groei? Want hierdie boompie moet groei. Hy lewer nie onmiddellik vrug nie. Daai boompie moet water kry vir 'n tyd lank voordat hy vrug lewer. Wat doen ek in die tussentyd? Hier is ons raad uit hierdie skrif uit. Weier om moedeloos te word. Moenie moeg word nie. Moenie verslap nie. Weier eenvoudig om moedeloos te word. Tweedens, kies om jou geloof en jou vertroue in God lewendig en aktief te hou. Aanvanklik gaan dit 'n stuk dissipline vat vir jou om te commit om by die kerk uit te kom, om te commit om by 'n omgegroep uit te kom. Dis nie maklik nie, maar jy gaan so 2 weke gaan, dan gaan jy dink, oei, hemel, nee, ag nee, ek is nou moeg.
So te warm. Jesus, hierdie hitte put my uit. Nee, ek is te besig. Hier is te veel goed in my program. Hier is te veel dinge aan die gebeur. Nee, hemelman, daai Jacques, weet hy is nee. Hy het 'n lang asem. Bly nou by die huis. So as jy nie geestelike dissipline aan die dag gaan lê nie, dan gaan jy verslap geestelik. Jy gaan lou word geestelik. Jy het nodig om die geestelike dissipline aan die dag te lê, sodat die saad wat jy besig is om te saai, dit wat jy opbou, dit wat Christus in jou lewe inbou, sodat daai saad sterker groei as die opkoms van ongeregtigheid. So jy onkry kan uitwis. Dan derdens, gee vrylik en hou aan gee. As die woord sê, hê lief, moenie ophou lief hê nie. As die woord sê, vergewe, as jy voel, maar ek het nou al soveel mense vergewe en hou aan vergewe. Volhard in dit. Want onthou, die oes is gewaarborg. Jy kan dit verwag. Okay, maar ja, kan ek dit verwag? Maar hoor nou. Nou wil ek uitkom met daai stukkie wat sê, op die bestemde tyd. As jy nie moeg word nie, as jy nie verslap nie, sal jy op die bestemde tyd die oes insamel. Daai woordjie vir bestemde tyd, is die Engels in due season. In due season you will reap if you persevere in doing good. Moenie ophou nie, hou aan. Okay, daai woordjie is die Griekse woord kairos. Kairos beteken 'n spesifieke, definitiewe, bepaalde en regte tyd wat God weet. Nou moet ek God vertrou, dat op die regte tyd sal dit wat ek nou insit, dividende dra. Dit wat ek nou saai, dit wat ek nou gee, die volharding wat ek nou toon, wat ek nog nie die vrug van sien, sê die Here, op die bepaalde tyd, die bestemde tyd, wat ek bepaal, sal dit vrug oplewe. Prediker 3 sê, elke ding het 'n vaste tyd. Elke ding in hierdie wêreld het sy tyd. For everything there is a season, a time for every purpose under heaven. Wie bepaal die tyd? God bepaal die tyd. Sy tyd is nie my en jou tyd nie. Hoor gou hier, God het 'n tydrooster vir elke saad wat jy saai. Sjoe. 'n tydrooster waar daai saad wat jy saai gaan vrug lewer. As dit saad is wat gesaai is in ongeregtigheid, dan vra ek vir wysheid, Here, dat ek dit kan stop en bely en skoonmaak. Maar as dit saad wat in geregtigheid gesaai is, en ek sien nog nie die vrug daarvan, sê die Here, gee my kans. I'm busy with it. In due season, you will see the harvest. Sal jy sien die vrug wat ek vir jou het, vir dit wat jy saai. Die oes kom op sy bepaalde tyd. Dis in die Here se hande. Ek moet onderwerp. Ek moet laat gaan. Amen. Ek wil graag hê ons moet ons oë sluit en ek wil graag net hieroor bid. Kom ons sluit die oë. Vader, in hierdie oggend bring ek u woord na u toe. U sê u woord is soos die reën wat val.
Dit val nie en keer nie terug nie, as dit nie bereik het, dit waarvoor U dit gestuur het. Ek vra dat U woord vanoggend op goeie grond sal val. Here, dit is so dat ons gekonfronteer is vanoggend met twee kante van 'n realiteit, 'n waarheid wat U vir ons gee. Here, aan die een kant praat U van saad wat in ongeregtigheid gesaai is. Saad uit 'n sondige natuur, waarvan die vrug, die oes, verderflik is, dood is. Waarvan die oes steel en slag en verwoes. En dan is daar van ons hier, Here, wat op hierdie oomblik moet deel met die oes. Op hierdie oomblik gekonfronteer is met die realiteit, Here, van saad wat ons gesaai het. Maar nou kom hy onkruid op. En as jy weer kyk, is ons land vol onkruid. En dan voel ons mismoedig. Dan voel ons, Here, maar hoeveel nog? Here, ek sukkel. Here, ek probeer. Maar asof ek net nie oorwinning kan kry nie. En dan vra ons vanoggend, Here, help ons. Help ons. Help ons om daardie oes van ongeregtigheid vanoggend te neer te lê by die voete van U kruis. Terwyl die oë gesluit is, ek wil eers net stil staan hier. As jy sê, Jacques, dis ek. Ek sit met die gevolge van ongeregtigheid in my lewe. En ek weet dit, ek weet hier's goed wat ek mee moet deel, hier's goed wat ek moet laat gaan, en ek is daagliks besig daarmee, en dis nie 'n eenvoudige proses nie, en ek is op pad daarmee. Maar ek sien dit vir wat dit is. As dit jy is, wil jy net vinnig jou hand opsteek en laat gaan. Dankie. Dankie, hier's verskeie hande, ek waardeer dit. Baie dankie. Dankie. So hou nog steeds die oë gesluit. Dankie, ek sien haar hande. Jy kan weer laat sak. Dankie. Vader, ek wil by elke persoon wat kom en sê, Here, hier's vrug van ongeregtigheid in my lewe. Hier's goed wat gebeur het, al is dit in my verlede, waarvan ek nou die onkruid sien. Waarvan ek nou die gevolge sien. Waarvan ek nou selfs met daai gevolge moet deel. En ek sien soms in my eie gedrag, in my eie optrede, is daar nog van daai ongeregtigheid. En Here, ek wil breek daarmee. Ek wil dit neerlê by die voete van die kruis. En ek wil breek daarmee in Jesus naam. Terwyl die oë gesluit is, as jy jou hand opgehaal het, steek net jou hand op, ek wil 'n gebed doen. Vader, daardie persone, elke persoon, U weet, in Jesus naam, breek daai hou vas, Here. Gee dat die bloed van die kruis, Here, kom skoon was, en gee dat die onkruid verwyder, in die naam, bo alle name, die naam van Jesus. So hou nog die oë gesluit, dankie, julle kan julle hande laat sak. Vader, ek wil verder bid, vir diegene wat besig is om te saai in geregtigheid, vir diegene wat 'n pad kom saam met U. Selfs mense wat sê, ek sukkel met onkruid, maar wat sê, ek is besig om in geregtigheid te saai, en te saai, en te saai, en ek sien nog nie die oes, soos wat ek weet dit kan wees nie. En ek hoor wat die woord vanoggend sê, moenie moeg word nie, moenie verslap nie, want as jy gaan aanhou, as jy gaan volhard, op die bestemde tyd, sal die oes deurkom. Op die bestemde tyd, sal jy die deurbraak ervaar, sal jy die oorwinning smaak. Terwyl die oë gesluit het, as dit jy is, steek net jou hand op, wat sê, dis ek. Dankie, dankie, ek sien haar hande, dankie,
Dankie, hou dit sommer daar, Vader, in Jesus naam, bid ek, Here, dat elkeen van hierdie persone 'n invulling met die krag van u Gees sal ervaar. Here, dat u hulle sal bemagtig, moenie verslap nie, moenie moeg word nie, hou voort, doen so voort, druk deur, volhard, bly goed doen, bly saai in die Gees. Bly saai op die akker van die Gees. En ek bid, Here, vir die deurbraak wat op pad is, dat daai bestemde tyd sal kom, en dat dit nie sal terughou nie, dat u wat die tyd en die seisoene bepaal, dat u die seisoen van oorwinning sal kom, Here, dat die winter verby sal gaan, en dat die lente opdaag, Here, dat die son weer sal skyn oor 'n duistere situasie, en dat daar vrymaking sal kom, in die naam bo alle name, die naam van Jesus. Dankie Vader. Amen.